Hierdie is 'n baie belangrike vraag. Moet elke Christen, kind van die Here, elke mens kinders hê? En baie mense wil dit weet. Maar wat sê die Bybel werklik vir ons? So kom ons gaan kyk bietjie hierna. Nou, julle weet hoe dit gebeur. 'n Koppel begin date en dadelik word daar gevra, "So wanneer trou julle?" En sodra hulle getroud is, dan sê dit, "Wanneer kom die babietjies? Wanneer gaan julle nou kindertjies hê?" Pink voetjies in die huis. Julle weet mos, en daar's daai een tannie wat altyd baie voor op die wa is. "Ag, is toch fout? Hoekom het julle nog nie kinders nie?" Want baie mense dink, "Jy het nou getrou en nou moet jy dadelik met 'n gesin begin." En baie mense besef nie wat se seer vraag daardie is vir baie mense nie. Ons weet dat kinders is 'n seën van God. En ons sien dit in Genesis 1 vers 28 en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde." En dan Psalm 127 vers 3, "Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is hulle beloning." Nou ja, julle, God skep die gesin. God het die opdrag vir die mens gegee om te sê, ons moet uitgaan en ons moet die aarde bewoon en ons moet vermenigvuldig. En kinders is regtig 'n geskenk van God af. En julle, ek sê hierdie met liefde. Baie mense besef nie. Jou kinders is 'n geskenk van die Here af. En hoe jy jou kinders hanteer, is iets waarvoor jy eendag as ouer verantwoording gaan doen. Jy kan nooit jou kinders as 'n las beskou nie. En daar's baie mense wat hulle kinders so behandel. Nou, die Bybel wys nêrens vir ons dat almal moet kinders hê nie. En nou gaan jy vir my sê, "Maar waar sien jy dit in die Bybel? Het Jesus ooit kinders gehad, biologiese kinders?" Nee. Hy het sy disippels gehad, maar hy het nie kinders gehad nie. Paulus. Nee, Paulus het ook geen kinders gehad nie. Okay. As dit 'n opdrag aan elke gelowige was om kinders te hê, sou Jesus en Paulus daaraan gehoorsaam gewees het. Maar hulle het nie kinders gehad nie, want nêrens in die Bybel staan ons moet almal kinders hê nie. Party mense kan nie kinders hê nie. Vir party mense, soos ek sê, is dit 'n moeilike saak, want jy wil so graag kinders hê. Ek het dit myself ondervind. Toe ek jonk was, wou ek nie kinders hê nie. Okay, die hele swangerskap ding en om geboorte te gee en die hele proses van geboorte het my net totaal en al uitgefreek. En toe ek nou 'n bietjie ouer raak, toe begin ek besef, maar ek soek eintlik kinders. En ek het net nooit swanger geraak nie. Ek het dokter toe gegaan, dokter het gesê daar's niks fout nie. Ek moes kon kinders hê. En dit was so bad, julle. Ek sou in 'n winkel instap en dan loop ek verby kinderklere, dan begin ek huil. Want jy sien daai oulike baba kleertjies en jy het daai behoefte in jou hart want jy wil 'n mamma wees, maar jy kan nie. En 'n mens verstaan dit nie en dit was vir baie lank vir my 'n verskriklike teerpunt in my lewe. En weer eens, jy kry daai mense, so wanneer gaan jy nou kinders hê? En jy wil nie elke keer vir mense, wildvreemde mense, gaan verduidelik hoekom jy nog nie kinders het nie, en jy weet self nie hoekom jy nog nie kinders het nie. Maar weer eens, daar's mense wat nie verstaan waaroor dit gaan nie. Baie mans voel, as hulle nie vir hulle vrou 'n kind kan gee nie, dat hulle minder man is. Jy weet, jy's 'n man, jy moet kinders kan hê, dit is tog waarvoor 'n man is, jy weet. En dit sit ook baie spanning op 'n huwelik. En baie huwelike ongelukkig verbrokkel as gevolg van kinderloosheid. Nou, soos ek sê, vir elke mens is dit anders.
Um ek het nooit die voorreg gehad om self 'n kind te dra nie. En die van julle wat my volg weet, ek het cervical kanker gehad en ek was nog jonk genoeg okay, om kinders te hê. En toe ek daai nag, ek dink dit was 2 uur die oggend, word ek wakker in die hospitaal na my hysterektomie. Ek word wakker van 'n geskree en ek dink, "Joh, is hulle nou besig om 'n vrou hier buite aan te rand en alles?" En ek besef, "Maar Brenda, jy lê langs die kraamsaal." En toe's dit 'n vrou wat geboorte gee, normaal obviously geboorte gee. En julle, my hart het gebreek in stukkies, want nie net moes ek die realiteit aanvaar van jy het kanker nie. Ek moes ook die realiteit aanvaar van jy sal nou nooit kinders van jou eie hê nie. En dit, julle, dit het my verwoes. Dit het my verwoes. En dit was 'n baie moeilike pil om te sluk. En weet julle wat? Dit het vir lank by my gebly en laas jaar op 'n stadium, een aand was ek besig om net in die Here se teenwoordigheid te wees en te bid en alles, en uit die bloute uit het die Here net daai pyn kom wegvat en dit genees. Maar ek wil ook vir jou sê dat nie almal besef altyd wat 'n groot verantwoordelikheid dit is om 'n ouer te wees nie. Mense ons wil kinders hê, jy weet, hulle is oulik meeste van die tyd. Maar om 'n ouer te wees is 'n groot verantwoordelikheid. Efesiërs 6 vers 4 sê, en vaders, moenie julle kinders vertroon nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. En Spreuke 22 vers 6 sê, leer die seuns die eerste beginsels volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word, daarvan nie afwyk nie. Julle, party mense dink dit gaan net daaroor om 'n baba te maak en 'n baba te hê en nee. Hulle moet liefgehê word. Hulle moet gelei word, hulle moet beskerm word. En bovenal moet hulle volgens God se woord grootgemaak word. Nou, van julle kom dalk uit die moedergemeentes uit en jy is gedoop as 'n babietjie of jy het kinders en jy het jou kinders laat doop. Miskien kom jy uit 'n charismatiese kerk uit en jy het kindertoewyding gehad. Wat beteken dit? Mense dink as ek my kind laat doop en my kind gaan dood, dan gaan my kind hemel toe gaan. En as hulle nou nie gedoop is nie, nee, daai is nonsens. Dit het niks daarmee te doen nie. As jy jou kind vat om gedoop te word of om toegewy te word, beteken dit gaan nie oor die kind nie, dit gaan oor jou as ouer, want jy as ouer sê, Here, ek neem hierdie verantwoordelikheid op om hierdie kind lief te hê, onvoorwaardelik, en om my kind groot te maak volgens u beginsels. Dis wat jy doen. Jy sê, jy gaan jou kind reg groot maak, jy gaan jou kind kerk toe vat, jy gaan vir jou kind Bybel lees, jy gaan vir jou kind leer hoe om te bid, jy gaan 'n voorbeeld wees vir jou kind. En julle, baie mense doen dit nie. Baie mense sê, "Oeg, my kind was net 'n glipsie." Daar's nie so ietsie. Elke kind is 'n geskenk van God af. En ons moet hulle lief hê. En baie mense besef nie altyd dat dit 'n groot verantwoordelikheid is nie. En dan wanneer daai kind daar is en hulle sukkel, there's no give backs. Daar's nou 'n no return policy en ek beloof jou, hulle kom nie uit met 'n handleiding nie. En baie mense dink hulle waarde lê daarin om kinders te hê. Okay, maar
Nee, Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Jou identiteit is nie daarin of jy 'n ma of 'n pa is nie. Jou identiteit is in Christus huwelik, Jesus, nie jou huwelikstatus of jou kinders nie. Dis nie wat vir God belangrik is nie. En ons moet versigtig wees om neer te kyk op mense, want baie mense maak vandag die keuse om nie kinders te hê nie. Daar's niks fout met hulle nie. Hulle het net 'n keuse gemaak en weet julle wat, in vandag se wêreld, nê, as ek baie keer so kyk na die nuus en ek kyk na sosiale media en ek sien wat aangaan, dan dink ek in elk geval, joh, Here, wil 'n mens regtig 'n kind in hierdie wêreld inbring? Maar julle, in ons ekonomie, in meeste mense sukkel. En dis altyd wat my verstand te bowe gaan. Dit is die mense wat die meeste sukkel, wat 4 of 5 kinders het. Julle, ek is vas oortuig daarvan dat daar moet 'n wet wees wat sê jy moet in die eerste plek 'n maturity test doen voordat jy kan kinders hê, en jy moet 'n bankbalans kan ingee om te sê jy kan vir jou kinders sorg. En asseblief, moet my nou nie uit konteks uitgaan haal nie. Maar hoeveel mense hou net aan kinders kry, maar hulle kan nie vir hulle sorg nie, hulle kan nie vir hulle liefde gee nie, hulle is nie daar vir hulle nie. En nog steeds het hulle nog kinders. Maar ja, net omdat jy nie kan kinders hê nie, sê dit nie jy kom nie jou verpligtinge as 'n kind van God na nie. Baie mense kry nie biologiese kinders nie. Okay? En dis okay, want die Here sê in Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou ja, het ek vir jare gebid vir 'n kind? Ja. Ja, ek het gebid, het ander mense gebid? Ja. Maar nie elke gebed word beantwoord soos ons dit verwag nie. Dit sê nie God het vergeet nie. Hy het dalk net 'n ander tipe roeping vir jou lewe. In my geval het die Here my geseën om in die onderwys te wees. En ek het baie kinders wat my ma noem. Baie kinders wat na my toe gekom het, wat my erken as hulle ma, wat tot vandag toe, jare later, vir my sê, "Mam, die Here het my geseën met 'n wonderlike dogter, Kolla." En julle, ek het dalk nie aan haar geboorte gegee nie. Sy is dalk nie deel van my DNA nie. Maar daar's baie dinge wat ons dieselfde is. Baie dinge wat ons mekaar geleer het. En sy is my alles. Net omdat ek haar nie geboorte gegee het nie, maak dit my nie minder van 'n ma nie. Daai kind is my alles en ek sal my naels afbeklei vir haar. En sy kan enige tyd, dag of nag, op my knoppie druk. En baie mense kyk sulke dinge mis. Jou roeping is dalk anders. Die Here het jou dalk nie geroep om selfgeboorte te gee nie. Dalk het hy jou geroep om 'n stiefma of stiefpa te wees. Dalk het hy jou geroep om pleegouers te wees. Maar net omdat jy nie self kinders kan hê op die konvensionele manier nie, sê dit nie dat God nie 'n doel het met jou lewe nie. Dis 'n moeilike ding. Dis 'n seer ding, maar ek kan terugkyk oor my lewe en ek kan sien hoeveel kinders se lewens ek aangeraak het. Hoe ek daar kon wees, die drukkies wat ek kon gee, die trane wat ek kon afdroog, die stories waarna ek kon luister.
En dit is ook ouerskap. Geestelike ouerskap is ook Bybels. 1 Timoteus 1 vers 2, aan Timoteus, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God, onse Vader en Christus Jesus, onse Here. 1 Korintiërs 4 vers 15, want al sou julle 10.000 leermeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie, want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Paulus het nie Timoteus se biologiese pa geword nie, maar sy geestelike vader. En geestelike ouerskap is 'n Bybelse beginsel. Ek het baie geestelike kinders wat baie ouer is as ek. Maar die Here het my aangestel oor mense. En miskien is dit jou roeping. Miskien wil die Here jou gebruik as 'n geestelike pa of 'n geestelike ma. Ouerskap gaan oor baie meer as jou DNA. Soos ek nou gesê het, jy kan 'n stiefpa of 'n stiefma wees, jy kan kinders aanneem, jy kan pleegsorg doen, jy kan oumas en oupas wees, geestelike vaders en moeders. Jy hoef nie 'n kind te baar om 'n ma te wees nie. Jy hoef nie 'n kind te verwek om 'n pa te wees nie. As God 'n kind aan jou sorg toevertrou het en jy het daardie kind lief, jy beskerm daai kind, jy versorg daai kind, jy dissiplineer daai kind, jy leer daai kind en jy lei daai kind na Jesus toe, dan vervul jy 'n rol. Liefde, opoffering en getrouheid maak 'n ouer, nie net biologie nie. Daar's mense daar buite wat nooit ouers moes gewees nie, want hulle gee nie regtig om vir hulle kinders nie. En dan wil ek vir jou sê vandag, moenie mense oordeel wat nie kinders het nie. Romeine 14 vers 4 sê, wie is jy wat die huiskneg van 'n ander oordeel? Hy staan of val by sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God het mag om hom staande te hou. Jy ken nie iemand anderste se storie nie. Jy weet nie waarvoor hulle al gebid het nie. En jy weet nie wat is God se plan in hulle lewe nie. So, moenie daai persoon wees wat die hele tyd vir mense vra, so wanneer kom die pinkvoet, wanneer kom die kinders, want jy weet nie. Jy weet nie wat se seer baie mense deurgaan nie. Okay? En jy weet nie wat is God se plan nie. Ons grootste roeping is nie om kinders te hê nie. Hoor vir my baie mooi vandag. Ons grootste roeping is nie om kinders te hê nie. Dit is om disippels te maak. Matteus 28 vers 19 tot 20 sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Elke Christen, elke kind van die Here, het dieselfde opdrag. Maak disippels, lei mense na Jesus toe en help ander om geestelik te groei. Sommige mense se roeping is om dit met hulle kinders te doen, om hulle kinders te onderrig, om vandat hulle klein is, hulle te leer hoe om te bid, hoe om hulle Bybel te lees, hoe om kerk toe te gaan, hoe om betroubaar te wees, hoe om Christelike waardes te hê. Ander doen dit deur stiefkinders, aangenome kinders, pleegkinders, peetkinders, geestelike seuns en dogters. Die wêreld vra vir ons, het jy kinders? Maar God vra, was jy getrou aan die mens wat ek aan jou sorg toevertrou het? En dit is die vraag wat werklik saak maak. Nie het jy kinders of het jy nie kinders nie.
God se maatstaf is nie of jy biologiese kinders gehad het nie, maar of jy die roeping vervul het waarvoor hy jou geskep het. As jy sukkel, as jy sê, Here, ek wil graag kinders hê en dit gebeur nie en jy wil hê ek moet saam met jou bid, asseblief, reik uit. Jy sal hier onder in die description sal jy my kontakbesonderhede sien en ek sal graag saam met jou bid. Miskien is jy iemand wat graag 'n kind wil aanneem of miskien is jy iemand wat 'n stiefma of 'n stiefpa is en jy weet nie hoe om met die kinders te deel en al sulke goed nie. Kom ons bid saam met jou. Stuur gerus vir my 'n boodskap. Share hierdie video met iemand, maar asseblief, my liewe mens, moenie vir een oomblik dink jy het nie waarde as 'n vrou of as 'n man omdat jy nie biologiese kinders het nie. Daai is 'n leuen van ons samelewing en 'n leuen van die vyand. God se grootste doel vir ons is om disippels te maak van alle nasies. Vir party van ons begin dit deur ons kinders en vir ander van ons begin dit deur ander mense se kinders. Ek hoop hierdie teaching het vir jou 'n bietjie iets geleer van wat die Bybel sê 'n ware ouer is. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Shalom.